Baie welkom by vandag se dagboodskap, dag 41 van die Grendeltydperk, maar daarom nou al 'n paar dae van vlak 4 daarmee saam. Ek hoop dit gaan goed met jou, en ek herinner jou graag daaraan, dat daar 'n paar dinge is wat elkeen van ons al te gereeld moet doen, in hierdie tydperk waarin ons nou is. Die eerste wat ons moet doen is, ons moet mekaar daaraan herinner dat ons gereeld en lank, ten minste 20 sekondes lank, deeglik ons hande moet was. Ons moet nie net ons hande was nie. Elkeen van ons moet ook 'n handsaniteerder, 'n ontsmettingsmiddel gebruik. Elkeen van ons word ook nou verplig om met 'n masker rond te loop. Ek dink nogal dis 'n baie goeie ding, want dit beskerm ander mense teen my en dit beskerm my ook teen hulle. En van hierdie maskers is ek baie bly om te sê dat daar omtrent al meer as 1000 van hulle dan ook deur Parkruin die wêreld ingestuur is. Dis 'n wonderlike voorreg om op daardie wyse betrokke te wees. Maar dis nie al wat ons nodig het nie. Ons het ook ons geestelike toerusting steeds nodig. Ons moet nie vergeet, soos wat ons hande was en soos wat ons hande ontsmet en soos wat ons masker dra, moet dit ons herinner daaraan dat ons ook geestelik onsself steeds moet toerus en moet luister wat die Here vir ons in sy woord wil sê. Ons is vandag by Psalm 46. Nou Psalm 46 is werklik waar een van die groot kunswerke van die psalms. Dis 'n psalm waarin daar al baie daaroor geskryf is en dat mense opgewonde en liries daaroor raak om te sê dat hierdie digter van hierdie psalm was nie net 'n digter en 'n sanger, maar ook 'n baie goeie en 'n besondere teoloog. Ons lees met mekaar saam. Psalm 46 vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vroue, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stukkend. Oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies. Hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. In vers 1 van hierdie psalm lees ons dat dit vir die koorleier is, van die Koragiete, op die wysie van jong vroue 'n lied. Die Koragiete was verantwoordelik vir die musiek en die koorsang, en daarom weet ons dat hierdie ook 'n besondere lied is. Wat die betekenis van jongvroue is nie heeltemal seker, daar's nie algemene ooreenstemming daar rondom nie, maar dit lyk asof een van die beste vertalings is om te sê, dis vir die soprane. En as ons na hierdie gedig dan kyk, dan sien ons in vers 2, dat God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. En hy was nog altyd bereid om te help in nood. As die psalm op hierdie wyse begin, dan moet ons weet, hier kom 'n paar dinge. Natuurlik beskryf die psalmdigter vir ons hierso eintlik die uiterstes, om te sê, al sou die aarde pad gee, en die berge sou skuif, en die see sal raas en blaas en bruis, dan is God nog steeds die toevlug en die beskerming. Ons sien weer in die Bybel hierdie stuk eerlikheid om te sê, dat word nie gesê dat daar nie natuurrampe sal wees nie, dat mense nie in moeilike omstandighede sou wees nie, maar al sou dit gebeur,
is God nog steeds die toevlug en die beskerming. In vers 5 lees ons dat daar by wyse van kontras teenoor die chaos en die noodsituasie wat daar in die natuur is, in die Godstad kalmte en blydskap is. Die waters is kalm. En daar waar God is, daar is hy in beheer. En daarom kan ons in hom glo en hom vertrou. Want as hierdie gedeelte verder gaan, dan word daar gesê dat die nasies kan maar raas en koninkryke kan val. Sien, saam met die chaos in die natuur is daar ook politieke onstabiliteit. Ek dink dit nie baie bekend nie. Ons is heeltemal te gewoon daaraan. Daar kan chaos in die natuur wees, daar kan politieke onrustigheid wees, nasies kan raas en koninkryke kan val, maar God is die God wat in beheer is. Daarom kry ons in vers 8 vir die eerste keer, dit word 2 keer in hierdie psalm genoem, dat die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is ons beskutting. En dit is nie net woorde nie. Dit is vir ons hierdie troos en bemoediging, en ons moet dit glo. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob, God wat hom aan mense verbind het, is die God wat ons beskutting is, ook waarin ons vandag bevind. Vers 9 is 'n vers wat begin met 'n dubbele bevel, 'n imperatief, om 2 keer te sê, kom, kyk, watter ontsettende dinge die Here op aarde gedoen het. En weer eens, kom, kyk. Sien, ons moet nie net kyk na wat rondom ons gebeur nie, maar ons moet kom en kyk wat die ontsettende dinge is, nogal 'n mooi vertaling daarvan, God op aarde gedoen het. En dan sê die Psalm dat die Here so groot en so magtig is, dat hy oorloë kan laat ophou, en dat hy wapentuig van nasies kan vernietig. God is die God wat ontsettende dinge nog steeds in hierdie wêreld doen. Is die God wat vir jou en my steeds verseker, dat hy ons hoor, dat hy vir ons 'n toevlug is, dat ons met alles en altyd na hom toe kan kom. Vers 11 is 'n vers wat net nie genoeg beklemtoon kan word nie. In vers 11 kom God aan die woord en hy sê, bedaar. Bedaar en erken dat ek God is. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. Vir elke kind van die Here is hierdie 'n baie, baie spesiale boodskap. Ons kan bedaar. Ons moet bedaar. Ons kan ons oor 'n klomp dinge natuurlik bekommer, ons kan onsekerheid hê, ons kan ons om elke hoek en draai vir mense vertel waaroor ons ongelukkig is en wat ons probleme is. Maar die Here sê dit help nie dat ons oor dinge bekommer nie. En dit help ook nie dat ons rondhardloop oor rondom 'n klomp dinge en onsself eintlik dan as dit ware by wyse van die Afrikaanse spreekwoord op hol het nie. Sê bedaar. Bedaar en erken dat ek God is. Sien, wat met ons in ons wêreld gebeur, en daar's verskillende interpretasies daarvan, maar ons moet die hele tyd vir mekaar sê as gelowiges, dat ons nie aan 'n wrede noodlot uitgelewer is nie, dat daar nie 'n toeval is nie, maar dat ons ook in hierdie tyd moet kom vra, wat is dit wat die Here natuurlik ook vir ons elkeen wil leer, en daarom sê hy, bedaar en erken dat ek God is. Dat daar dinge is in hierdie wêreld wat mense kan doen, maar die mense kan nie alles doen nie. Dat ons baie keer regtig waar in nood is, en dat ons behoefte het, maar God is 'n toevlug en 'n beskerming. Daarom sluit hierdie Psalm af, weer eens soos wat in vers 8 al reeds verskyn het, maar net die beklemtoning dan daarvan. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is ons beskutting. En sien, hierdie is dinge wat ons moet glo. Dis nie net woorde nie, dis baie meer as woorde. Dis God se belofte. Dis wat ek en jy in hierdie tyd ook nou nodig het. Dis wat ons verder gaan dra in elke situasie, elke dag, een op 'n slag. God verseker ons dat sy genade vir ons groot en genoeg is. Hy is by ons. Hy is ons beskerming. Hy is ons beskutting. Hy help ons. Kom ons kyk mooi dat ons dit raak sien. Mag jy werklik so geseënde dag dan ook vandag weer hê.